En goeiemôre almal. Ek kan julle nou vandag verder vertel van Stefanuti wat daar by ons op die plaas hulle basiskamp kom bou het. En dit was ook in die tyd wat Wynand se dogter vir ons kom kuier het. Benin is haar naam. Sy is in Nederland en sy het uit Nederland uit in die Kongo vir ons kom kuier. En Benin is Wynand se dogter uit sy eerste huwelik uit. Hy het uit sy eerste huwelik vir Klippie en Benin saam met Launa. So dit is toe nou Benin, sy oudste dogter wat by ons kom kuier het in die Kongo. Sy kuier jaarliks uit Nederland uit in Suid-Afrika. En daardie jaar terwyl sy in Suid-Afrika was, toe kry ons het reg dat sy vir 2 weke na ons toe vlieg in die Kongo. En ek glo dit was vir haar ook 'n groot ervaring gewees. Ek het in die Kongo vir haar gevra, so wat dink jy en is dit wat jy verwag het? Toe sê sy net vir my, nee, sy kan nou nie meer onthou wat sy verwag het nie, maar sy weet net dit is glad nie wat sy verwag het nie. Toe ek en sy nog eendag saam gegaan dorp toe daar in Dolisie. En ek wou toe by die mark vir haar iets wys wat te doen het met die manier hoe hulle die groente en die goed daar uitpak. En toe daai vrouens by die mark vir my en vir haar sien, toe begin hulle te beklei oor iets. Ek weet nou nog nie wat dit was nie, maar hulle het so hard met mekaar gepraat en eintlik op mekaar geskree en so naby aan my in Benin gestaan dat ek en sy naderhand hier reg teen die muur gestaan het om net ons afstand 'n bietjie van hulle af te kry. Maar ek dink op die ouende, ja, dit het daaroor gegaan dat ek en sy wou 'n foto neem of een van ons langs hulle staan en hulle afneem of iets, en dit is toe nou waar die stryery ontstaan het, seker oor wie nou saam met ons in die foto moet wees, maar ons het nogal geskrik daar. Ja, so ek dink Benin was ook speechless gewees oor alles wat ons daar in die Kongo ervaar het. Maar toe sy by ons aankom op Belter, toe was Stefanuti ook nou net mooi klaar met die aanbou van al hulle geboue en die vergroting van ons kombuis, en Stefanuti het hulle eie 2 chefs aangestel. Dis Kongolese chefs, hulle is opgelei. So toe Benin by ons aankom, toe is ons heeltemal wegbeweeg van ons basiese manier van lewe. En toe is daar nou 'n klomp ander mense ook op die plaas. So sy het daar ingestap op heeltemal 'n stadium soos wat dit glad nie voorheen was nie. Maar ons is baie bly vir haar daaroor, want dit het haar kuier daar by ons baie interessant gemaak. Maar vir ons was dit ook vir 'n baie lang tyd baie eentonig en vervelig. Toe kom Stefanuti en Benin kom kuier en toe daarna toe is alles weer eentonig en vervelig. Want Stefanuti het hulle kamp daar by ons opgerig en gewerskaf en aangegaan. En toe hulle net mooi klaar is, 2-3 weke in, toe val hulle kontrak deur die mat. Want toe het Exxaro by die myn waar hulle die ystererts sou uithaal, iets met die kontrak of die ooreenkoms daar met die Kongolese wat die myn besit of wat die mynregte moet gee, het nie uitgewerk nie. En onder andere ook omdat Exxaro, een van hulle beleid van hulle is, ekskuus ek van my nies, 'n beleid van hulle is om verskoon tog, om nie bribes te betaal nie. En in Afrika is dit onmoontlik. Jy kan nie enige werk daar gaan doen sonder om bribes te betaal nie, want dit is in ons oë word dit gesien as omkoopgeld, maar in hulle oë is dit deel van die kontrak of net deel van die manier hoe jy werk. So dit was nou nie net daaroor nie, daar was sekerlik ander redes ook gewees, maar die uiteinde van die saak is Exxaro se kontrak het toe deur die mat geval en so toe nou ook Stefanuti se. En die projekbestuurder van Stefanuti, Fransjo van Sail, het nogal gesê toe hy op sy rotasie terug aan Suid-Afrika toe nadat hy 6 weke in die Kongo was, toe hy op die vliegtuig klim, toe kry hy net 'n feeling dat hierdie projek gaan nie aan nie. Hy gaan nie terugkom Kongo toe nie, en toe was hy reg. Sy voorgevoel was reg gewees. So toe staan die strukture daar, die kombuis is aangebou, ons het 'n klomp noodhulp toerusting en selfs 'n tipe hospitaalbedjie
drips, medikasie, you name it, alles wat Stefanuti daar neergesit het, en toe moet hulle onttrek. So hulle het letterlik alles net daar na ons toe gebring, 2-3 weke daar spandeer, en toe is hulle klaar, toe het hulle kontrak deur die mat geval. En in daai tyd wat Stefanuti daar was, om die goed aan te bou en hulle basiskamp op te rig, is toe nou in die tyd wat Benin ook by ons gekuier het. So eintlik het hulle almal net vir ons kom kuier vir 2 weke, en ons daar gelos met 'n klomp nuwe toerusting en ander goed wat ons kan gebruik. So ons is ongelooflik dankbaar daaroor. En in die tyd wat hulle daar op die plaas spandeer het, het ek die kosmakery bestuur en 'n bietjie daai chefs vasgevat om vir die werknemers beter kos te maak en so aan. Nou ja, ons spot altyd en sê Morney en Vicky, waarvan ek julle nou in 'n vorige uitsending van vertel het. Morney het altyd gesê, as ek begin praat oor die Kongo, soos as ek sê, reg aan die begin toe ons daar gekom het, dan herinner ek hom aan Worsie se ma in Vetkoekpaleis, wat so praat van, toe hy gebore is, van, die pyn. En nou ja, dis omtrent hoe dit is vir my as ek praat oor die Kongo. Dan aan die begin, toe ons in die Kongo gekom het, die pyn en die ongerief, ja. So, dit is omtrent, kyk, as ek begin praat oor die Kongo, kan jy weet, dit is 'n lang storie. So ja, nou die ouetjies van Stefanuti het ook, was ook oorweldig deur hierdie snaakse omstandighede. En ek het in laasweek 'n e-mail gekry van een van die ouetjies van Stefanuti, Fouché Joubert, hallo Fouché, en hy het vir my 170 foto's gestuur wat hulle daar geneem het. En as jy deur die foto's kan kyk, dan sal jy sien wat die aard van hulle werk was, want hy het alles afgeneem wat te doen het met die konstruksie. Hy het foto's van die containers en die vragmotors en 'n klomp foto's van die generators wat hulle daar opgesit het, die modelnommer en so aan, want hulle moes terugvoer gee na hulle hoofkantoor in Point Noir of dan nou in Suid-Afrika oor die verskillende goed wat daar op die grond aan die gang is. So baie van sy foto's is nou van so 'n aard dat dit is nou meer konstruksie op die konstruksie gefokus, maar daar is 'n paar foto's tussenin wat ek vir julle sal opsit wat ook nou 'n deel vertel van ons lewe daar op die plaas. So baie dankie daarvoor Fouché, ek waardeer dit ontsettend baie. Ja, kyk, een van die ouetjies van Stefanuti se naam is Siegfried. Ek kan nou nie sy van onthou nie, maar ons het so vir hom gelag want hy het gesê toe hy in die kar geklim het daar in Point Noir om nou te ry Dolisie toe en dan van Dolisie af nou verder binnelandse kant toe om nou te kom by die kamp van Stefanuti. Toe raak hy verskriklik karsiek in hierdie bergpas waarvan ek julle al vertel het wat voel asof jy so wieg. En met op plekke is die pas baie smal en dan kyk jy hier af en sien jy die afgrond hier af en daar's nie veiligheidsbarriers en goeders daar nie. So jy sien ook al die wrakke wat al daar afgeval het. En daar is nie soos hier by ons wegsleepdienste wat vinnig kom en die goed kom verwyder nie. So die wrakke bly net daar. En arme Siegfried het van die Point Noir lughawe af ry nou in hierdie kar wat so wieg. Toe raak hy verskriklik karsiek. En die eerste plek waar die voertuig toe nou stop in Dolisie is by die mark. En die mark stink van al daai vrot vleis en vis en wat ook al hulle daar aanhou in daai hitte. En toe sê hy net, dit was nou nie 'n goeie resep gewees om na die bergpas by die stinkmark stil te hou nie. En hierdie selfde Siegfried en 'n ander ouetjie, hulle sê hulle drink nie. En toe het hulle vir hulle daar in Dolisie wel 'n bottel Amarula gekry, wat eintlik nogal baie skaars is, want jy kry nie daai tipe van drank en luxuries in 'n plek soos Dolisie nie. Maar wat weet hulle nou? Hulle stap en hulle sien, hier's 'n bottel Amarula wat hulle vir hulle gaan kry, waarin hulle nou maar so 'n bietjie gaan sip om hulle self te bederf. En die aand toe hulle daar by ons sit en hulle drink nou aan hierdie Amarula. Nou sê hulle nogal vir ons, nee, hulle drink nie eintlik nie, dis hoekom hulle nou maar net so 'n sip aan 'n Amarula. En die volgende dag toe klaar die twee vreeslik, want het hulle hoofpyn en hulle voel niks lekker nie. En toe ons nou die storie ondersoek, toe sê ons, bring 'n bietjie daai bottel Amarula wat julle gekoop het hiernatoe. Toe is dit nagemaakte Amarula, wat een of ander slim Kongolees 'n resep self van uitgedink het. Hulle het kondensmelk gemeng met
seker poeiermelk en sommer vodka bygegooi en iets vanillarigs of so. Maar hulle het dit nogal duimgoed reg gekry want dit het regtig net soos Amarula geproe, maar dit was bietjie dunner en jy kon agterkom dit is nie regtig Amarula nie. So toe het Arma Siegfried en ek dink dit was Douglas gewees, het hulle self siek gedrink aan hierdie nagemaakte Amarula. So dit was ook iets waarvoor ons moes versigtig wees, is jy kry vreeslike klomp nagemaakte goed daar. En hulle doen dit baie goed. Hulle kan dit regtig goed namaak, omtrent beter as die Chinese. So dit was ook nogal iets waarna ons moes opgelet het. En tussen my footage wat ek nou nog het van die Kongo, het ek vir julle 'n videoklip wat ek geneem het toe ons eendag in Dulisi was, waar die pad oor die treinspoor gaan in die dorp. En dit is in elk geval chaoties daar, so dit is nie snaaks as jy daar ry en almal ry net soos hulle wil nie. Maar die spesifieke dag toe sien ons, ek weet nie wat noem hulle dit of so nie, maar daar's baie mense in die Kongo wat dis soos 'n sleepwa en 'n kruiwa, maar dis 'n groot bak en dan het hy beide kante handvatsels en dan kan hulle nou goedere op dit vervoer. En hulle kan dit maklik met die hand hanteer ook. So hulle loop en stoot dit so met goedere op. Maar die dag het hulle 'n kar op daai ding gelaai, nê? Die wa is in sy lengte en dan het hulle die kar dwars oor gelaai en nou vervoer hulle hierdie kar daar deur die dorp. En op daai oomblik toe ons nou stop om oor die treinspoor te ry, toe is hierdie mense besig om hulle kar wat dwars gelaai oor die trolley is, oor die treinspoor te vat. Dit was omtrent 'n gebeurtenis op sy eie. Dit is iets vreesliks. Ek kan nie glo dat hulle sulke goed doen nie, maar hulle doen dit. En hulle word nie beboet daarvoor of gestop deur verkeerspolisie of so nie. Want hierdie ou moet nou sy kar kry van punt A tot punt B en as jy hom nou keer, hoe is hy nou veronderstel om dit te doen? So dit was maar aan die orde van die dag, daai tipe van chaos. En ook in die Stefanetti groep was daar ouetjie gewees met die naam van Odilon. Odilon is 'n swart man. Sy pa en sy ma is, ek weet nou nie hoe om nie, maar een is 'n Amerikaner en een is 'n Kongolees. En hy het skool gegaan in België. En hy kan Afrikaans praat. Hy is eintlik Engels en Frans, maar hy het Afrikaans leer praat want hy het gekom studeer aan die Universiteit van Stellenbosch. So Odilon is nie 'n Suid-Afrikaner nie. Hy praat Afrikaans en hy het studeer aan Stellenbosch Universiteit en hy is een van die ingenieurs van Stefanutti. En dit was eintlik handig geweest om hom daar te hê want hy kan Frans praat, maar dit het hom nou naderhand begin irriteer as almal vir hom vra. Hy moet gou iets kom vertaal want hy's nie 'n tolk nie. So hy sê nee, dis nie waarvoor hy daar is nie, so hy hou nie daarvan om die tolkwerk te doen nie. Toe het hy eendag interessant vir ons gesê, dit is nie eintlik altyd so voordelig om die taal te kan praat nie. Toe sê want as hulle agterkom jy verstaan, dan wil hulle nou met jou redeneer en dan vra hulle ook vir omkoopgeld en hulle vat kansse en so aan. Maar as jy nie die taal verstaan nie, dan gee hulle eers op en dan los hulle jou uit. So dit was nou nogal iets interessants wat ons toe nou so via Odilon geleer het. Maar toe Beninda by ons op die plaas was, toe het ons nou weer eens ons gemeenskapsentrum, as jy dit nou so wil noem, dis nie eintlik 'n gemeenskapsentrum nie, dit was maar net 'n kuierplek, 'n kroeg en 'n TV en 'n ontspanningsarea. Toe het Benin gesê, okay, sy sal nou die barlady wees. En sy het so goed gedoen, want al die ouetjies van Stefanutti het daar gesit elke aand om 'n bier te drink na werk. En dan het sy vir hulle drankies aangebied en so het ons almal nou baie lekker saam gekuier terwyl ek kos gemaak het saam met die chefs in die kombuis. En dan eet ons almal saam aandete en die Stefanutti ouens het ook 'n pooltafel daar neergesit en ook 'n PlayStation. So dit was toe nou op die ouende eintlik 'n lekker klein community bymekaar en almal het mekaar se geselskap geniet en so aan. En soos ek gesê het, dit het nou weer heeltemal 'n ander perspektief gebring vir ons dinge daar op die plaas. En toe ons nou vir Benin weer teruggevat het Point Noir toe, nadat sy nou gekuier het, het ek en sy en Wynand en die kinders by Wiki en Morney gaan kuier en hulle het ons weer 'n keer lekker bederf. Dit was baie lekker om weer 'n slag daar by hulle te kuier. Maar wat ons toe nou half spyt is oor, is dis toe nou Junie, Julie maand
wat Benin daar by ons gekuier het en dit is die sogenaamde winter van die trope. Toe, dan is alles in Point Noir omtrent toe, want al die blanke eienaars gaan dan terug Europa toe vir die Europese somer. En dan het hulle in Point Noir letterlik die swembaddens uitgetap om die swembadslag skoon te maak. So dis hulle afseisoen. Toe was daar nou 'n paar plekke in Point Noir wat ons graag vir Benin wou gaan wys het, maar toe is dit nou ongelukkig toe. En die hele atmosfeer in Point Noir was toe ook anders te gewees. Dit is nie dieselfde soos in hulle hoogswemmer, as ek dit nou so kan stel. Maar in elk geval, dit was toe nou regtig aangenaam vir Benin daar te hê. Sy het soos altyd vir ons almal geskenke gebring uit Nederland uit. En dit was vir haar en Wynand weer 'n lekker tyd om te band en op te vang met al die dinge en so aan. En ek het 'n paar lieflike foto's waar Benin saam met ons is. En een van die interessante dinge wat ons natuurlik saam met haar beleef het, was om in 'n restaurant kan jy cassava bestel. Daar's baie van julle wat seker al van cassava gehoor het. Cassava is die stapelvoedsel van die Kongolese en ek is seker daarvan van ander lande ook. En die rede daarvoor ook is omdat cassava ook meerjarig is. En as jy dit plant en jy kan dit nie dadelik oes nie, dan kan jy dit onder die grond los. Jy hoef dit nie uit te haal nie. Dit gaan nie sleg word onder die grond nie. Wag, ek het nou gesê dis meerjarig. Ek sê dit nou onder korreksie. Ek glo nie dis meerjarig nie. Ek bedoel waarop dit neerkom is dit bly goed onder die grond. So selfs al haal jy dit nie uit nie en jy los dit vir 2 of 3 maande langer omdat jy dit nie dadelik nodig het nie, dan bly dit nog steeds goed. Dit word nie sleg of gaan af nie. Maar cassava is snaaks. Dit is omtrent die beste beskrywing wat ek van dit kan gee is omtrent as jy mieliepap gaar maak, maar baie fyn gemaal en jy sit nou niks sout of enige geur of iets by nie. Dit smaak nou niks nie en dit is maar amper half taierig. Iemand het gesê dit smaak soos pap wat met prestiek gemeng is. So dit is nou nie vir ons lekker nie. Maar dit is hulle stapelvoedsel en jy kan dit in restaurante ook bestel daar. As jy nou dink in terme van chips of rys, dan kan jy nou cassava ook bestel en maak hulle dit nou. Maar hulle maak dit op verskillende maniere gaar. Hulle sit definitief ook ietsie by om dit smaak te gee. Sout en stukkies olywe of stukkies vis en so aan. So daar is maniere hoe hulle dit gaar maak, maar die keer of 2 wat ek het geproe het, was dit nou glad nie lekker nie. En die ander woord wat hulle vir dit het is maniok. So as jy nou jou starch bestel saam met jou ete, dan kan jy nou maniok ook bestel in plaas van 'n aardappel of rys. En iets anders wat ek altyd baie graag bestel het, was plantain, wat nou daai groot piesangs is. Dit is vreeslike groot piesangs, ek sal vir julle daarvan ook foto's opsit. En jy kan dit nie net so eet nie, dis nie 'n piesang wat jy net afskil en eet nie, jy moet hom kook. En hulle deep fry dit in olie net soos chips, en dit is die lekkerste ding wat jy kan eet. Kyk, ek het, wanneer ons Point Noir toe gegaan het, dan dink ek al, gaan my vis bestel met plantain, want daai sout smaak van die vis saam met die soetigheid van die plantain was net ongelooflik lekker. Ek wens 'n mens het dit hier gekry en kan dit meer gereeld eet. Dit is regtig ongelooflik lekker. En ja, so toe het ons nou 'n klomp dinge saam met Benin ervaar en vir die stad van Point Noir gewys en so aan. En dit is regtig ongelooflike herinneringe. Dit was 'n groot voorreg om haar daar in die Kongo te ontvang en die tyd saam met haar te spandeer, want niemand van ons ander familie of vriende het kon kuier nie. Ek dink hulle het nie kans gesien vir daai wille woeste wêreld nie. Definitief was dit die geval met my ouers, want ons het hulle genooi en daar het niks van gekom nie. Ek dink hulle het gesien, nee wat, hierdie ding is nie vir hulle nie. So ja, dit ons dit was natuurlik baie hartseer geweest toe ons vir Benin gegroet het, maar dit was baie lekker. En dit sy nou weer saam met al die van die Stefanuti ouetjies wat toe nou gegaan het op hulle rotasie, het sy toe nou teruggevlieg Suid-Afrika toe, want dit is altyd 'n probleem om deur die lughawe te kom. As hulle sien jy is nie seker presies wat aangaan nie en jy's vreemd, dan target hulle jou. Dan wil hulle nou allerhande goed weet en betaling hê en wat alles. Want soos wat met Bram Bosse gebeur het, oorlede Bram, hy het van Afgri af opgekom Kongo toe. Toe kom hy daar op die plaas aan toe sê hy vir ons, ja, toe hy nou deur die lughawe kom, hy het nou net euro by hom gehad, nie dollars nie.
En een van daai Kongolese sê vir hom, ja, hy moet nou $50 betaal daar vir een of ander ding wat nie reg is nie. En Bram is so eerlik, hy sê, nee, maar hy het nou net €50. O, sê die lughawe ou, okay, ek kan maar euro ook betaal. Toe sê ons vir hom, Bram, nee, jy's daar's 'n groot verskil tussen dollar en euro. As die ou sê dollar en hy aanvaar nou maar euro ook, nou moet jy mos nou weet, dit is verkeerd. So ja, die lughawe officials het regtig kanse gevat as hulle sien jy verstaan nie so lekker wat aangaan nie. En toe was ons nou bly dat Benin saam met van die oudjies van Stefanuti en nou spesifiek Odilon wat nou ook Frans praat, dat sy saam met hulle deur die lughawe kon gaan tot op die vliegtuig. Ja, eers dit was omtrent 'n lekker ervaring geweest, maar ek gaan vir julle foto's opsit en van die res gaan ek julle môre verder vertel.